Asai, dankie Wennie. Kom ons sluit ons oë vir 'n oomblik. Hemelse Vader, ons dankie vir die voorreg om hier saam te wees vanmôre. Dankie vir die goedheid, vir die liefde. Vader, ons wil ons harte oopmaak vanmôre om te hoor wat U vir ons wil sê deur die woord, deur die Heilige Gees, sodat ons die impak daarvan kan sien in ons lewens. In Jesus naam. Amen. Halleluja. Nou ja, ons gaan 'n bietjie die woord uitdeel vanoggend. En my titel vanmôre is: Jy is die profeet oor jou eie lewe. Jy is die profeet oor jou eie lewe. Ons gaan kyk na geestelike wette en geestelike beginsels. Ons begin by Matteus hoofstuk 12. Matteus 12 wil ek lees van vers 33 af. Matteus 12 vers 33. Julle moet of die boom goed maak en sy vrugte goed, of julle moet die boom sleg maak en sy vrugte sleg. Want aan die vrugte word die boom geken. Aller geslag, hoe kan julle goeie dinge praat terwyl julle sleg is? Want uit die oorvloed van die hart praat die mond. Die goeie mens bring uit die goeie skat van sy hart goeie dinge tevoorskyn. Die een vertaling sê die stoor, daar was sê skat, praat hy van stoorplek. Die goeie mens bring uit die goeie stoorplek van sy hart goeie dinge tevoorskyn. En die slegte mens bring uit die slegte stoorplek van sy hart slegte dinge tevoorskyn. Maar ek sê vir julle dat van elke ydelle woord wat die mense praat, daarvan moet hulle rekenskap gee in die oordeelsdag. Want uit jou woorde sal jy geregverdig word, en uit jou woorde sal jy veroordeel word. Nou kom ons sny hierdie aan met Spreuke 18. Spreuke 18 vers 20 en 21. So Spreuke 18 vers 20 sê van die vrug van iemand se mond word sy maag versadig. Hy word versadig van die opbrengs van sy lippe. Dood en lewe is in die mag van die tong, en elkeen wat dit graag gebruik, sal die vrug daarvan eet. Die Amplified vertaling sê, a man's moral self shall be filled with the fruit of his mouth. Jou innerlike wese word vol van jou woorde. And with the consequence of his words, he must be satisfied, whether good or evil. So elkeen van ons moet maar tevrede wees met die gevolg van ons eie woorde. Of dit nou goed is en of dit sleg is. Sê saam met my, ek moet tevrede wees met die gevolge van my woorde. Of dit goed is of sleg is. Dis die Bybel hierdie mense. Ja. Nou, wat ons vanoggend nou wil kyk is geestelike wette, geestelike kragte, geestelike vloei. Amen. Ons wil insig kry in die geesteswêreld, hoe dinge werk. Nou kom ons gaan terug in Spreuke 3. Ons begin by Spreuke 3. Ek wil lees van vers 1 af. Spreuke 3 vers 1, my seun, vergeet my onderwysing nie, en laat jou hart my gebooie bewaar. Jy sien, dit is waar die woord bewaar moet word, in jou hart. So hierso gee hy wyse raad om jou lewe te verbeter. As jy wyse raad wil hoor om jou lewe te verbeter, dan sê hy, laat jou hart my woord bewaar. Want die feit dat jou hart my woord bewaar, sal lente van dae en jare van lewe en vrede vir jou vermeerder. Ons almal stel belang daarin. Wie stel nie daarin belang nie? Ons almal stel belang in lente van dae, jare van lewe en vrede. Maar dit word voorafgegaan deur, laat jou hart my woorde bewaar. Laat liefde en trou jou nie verlaat nie, bind dit om jou hals, skryf dit op die tafel van jou hart, dan sal jy guns vind en 'n goeie insig in die oë van God en die mense. Vertrou op die Here met jou hele hart, steun nie op jou eie insig nie. Jy weet, ons is vreeslik lief daarvoor om saam te stem wanneer ons saamstem. Ons stem saam wanneer ons saamstem. Ons is vreeslik submissive.
onderwerp onsself wanneer ons saamstem. Maar wanneer ons nie saamstem nie, dan sny ons daai deel uit, jy weet. En dit is nie waarvan jy gepraat word. Dit beteken ek onderwerp myself wanneer ek anders ter dink en anders ter voel en anders ter wil optree, dan onderwerp ek myself aan die woord. Want dit is my veiligheidsnet. As ek teen die woord rebelleer ek teen my eie veiligheidsnet. Ken hom in al jou weë, dan sal hy jou paaie gelyk maak. Ken hom beteken jy vra hom, jy hoor wat sy woord sê, jy hoor wat sy stem sê, in elke ding wat jy doen, in elke area. Al jou weë beteken elke area van jou lewe. As daar 'n area in jou lewe is, waar jy sukkel, mag dit dalk wees, dat dit die area is wat jy nie heeltemal omken in nie. Want dit jou eie gedagtes. En daai eie gedagtes word baie keer geïnspireer deur demone. Vrees kom van, wie van was al ooit bang in jou lewe? Ergens was ons al bang. Waar kom dit vandaan? Van die duiwel af, dit is die gees van vrees. So moenie daar so heilig sit en sê, ek het nog nooit die duiwelse stem gehoor nie. Ons almal het die duiwelse stem al gehoor, weet? Maar dit is 'n besluit om te neem, hoe ons gaan herken wat sy stem is, wat God se stem is, en hoe ons gaan optree. Ons raak bewus van geestelike dinge. Die wat daar buite is, het geen idee van geestelike dinge nie. Hulle gaan deur die lewe, soos 'n mens wat geblinddoek is, en hardloop teen 100 km/h, en skielik val hulle. Maar ons hoef nie so te lewe nie. Ons kan kom sit voor in die Here se voete, kom hoor Sondag na Sondag sy wysheid. En as jy dit gaan doen en inbou, gaan jy 'n voordeel kry. En die Bybel sê nie in hierdie lewe nie, maar in die toekomstige lewe. Ken hom in al jou weë, dan sal hy jou paaie gelyk maak. Wees nie wys in jou eie oë nie. Vrees die Here, wyk af van die kwaad. Dit sal genesing wees vir jou liggaam en verkwikking vir jou gebeente. Vereer die Here uit jou goed en uit die eerstelinge van al jou inkomste. Dan sal jou skure vol word van oorvloed, jou parskype oorloop van mos. Vereer beteken, dis 'n vreugdevolle gee. Jy erken hom, dat dit hy is, wat jou die krag gee, om rykdom te verwerf. Deuteronomium 8 vers 18. So met vreugde vereer jy hom. Dis 'n ander gesindheid, dis nie 'n vrees. Vrees vir gebrek is 'n vieslike ding. Dit hou jou arm. Hoe meer jy vrees vir gebrek, hoe armer sal jy wees. Jy kan nie vrees vir gebrek en oorvloed hê nie. Jy moet die vrees vir gebrek uitskop op sy boude, by die deur uit, en jouself in die hande van die Here sit. Amen? Party mense leef, hoor die boodskap van die koninkryk. En dis 'n gevaar wat ons almal na moet kyk. Die boodskap van die koninkryk is nie daar om jou lewe te help nie. Die boodskap van die koninkryk is alles. Jou daaglikse aardse lewe is die bysaak. Die koninkryk is die hoofsaak. Amen. As jy leef asof my daaglikse aardse lewe die hoofsaak is, en die koninkryksboodskap is 'n aanhangseltjie om my te help om my aardse lewe te leef, dan jy dit omgedraai. Dit gaan nie oor die aardse lewe, dit gaan oor die koninkryk. Die aardse lewe is die bysaak. As jy dit so om kan sien, dan gaan jy vreeslik vordering maak. Ek leef vir die aardse lewe, maar dit is 'n kort lewe, is 'n tydelike lewe, en is nie die toekomstige lewe nie. Daar kom 'n toekomstige lewe. Maar die aardse lewe gee my 'n geleentheid, wat ek nooit weer gaan kry nie. Dit gee my geleentheid om die hemelse koninkryk in aksie te sit, te midde van die aarde. En dit is wat dit exciting maak. Amen. Dis net, verskuif net jou die hoek, waarna jy kyk. Spreuke 4, vers 4 tot 6. Laat jou hart my woorde vashou. Onderhou my gebooie, dan sal jy lewe. Verkry wysheid, verkry insig, vergeet nie, wyk nie af van die woorde van my mond nie. Verlaat dit nie, dan sal dit jou bewaar. Kry dit lief, dan sal dit jou bewaak. Dit is jy kan nie sê ek het 'n verhouding met die Here,
buite jou verhouding met sy woord nie. In 'n groot mate is jou verhouding met sy woord, jou verhouding met hom. Amen. Kry dit lief. Hou dit vas. Amen. Nou in geestelike dinge is daar 'n momentum, daar is 'n vloei. Hulle in Efesiërs 1, ons gaan nou weer daarna kyk, sê hy dat hy bid vir die Efesiërs 3 dinge. Dat hulle sal weet wat die hoop is van hulle roeping. Dit beteken dat hulle sal weet wie hulle is. Tweedens, dat hulle sal weet wat hulle erfdeel is. Erfdeel van die Heiliges, wat aan jou behoort. Derde ding, dat hulle sal weet hoe groot die krag is, wat beskikbaar is. En die woord sê, wat vloei na hulle toe, wat glo. Dieselfde krag wat Jesus opgewek het uit die dode. So daar's 'n momentum, daar's 'n vloei in die geestelike wêreld, 'n vloei. Daar's 'n vloei. As jy jare lank die verkeerde ding gedoen het, en jy kom tot inkeer, en jy begin die regte ding doen, dan gaan alles in jou lewe nie onmiddellik begin regloop nie. Hoekom? Jy het 'n momentum geskep van verkeerde vloei. En dit vat nou 'n bietjie werk om daai momentum te stop en om te draai. Jy bly wedergebore, ek praat nie van jou wedergeboorte nie. Ek praat van die gevolge. In Galasiërs staan daar, Galasiërs 5 in die Philips vertaling, sê hy, a man's harvest in life will depend entirely on what he sows. Luister mooi, a man's harvest in life will depend entirely on what he sows. Nou, dit is, hoe saai jy? Jy saai met woorde, jy saai met gedagtes, jy saai met dade. Ons saai op baie maniere. Alles wat ons doen is 'n saadjie. So jy dalk vir 20 jaar lank voluit vir die duiwel gegaan en gelewe. Jy kom dit inkeer, maar nou is daar momentum teen jou en jy moet nou sal jy moet werk, maar jy sal jou woorde moet overdrive kry. Jy praat jouself dood vir 20 jaar al. Dis tyd om te repent. Dis tyd om jou woorde aktief te werk. Jy kan net niks doen nie. Nou goed. 18, vers 18 van Spreuke 4 sê die volgende: terwyl die pad van die regverdiges is soos die lig van die môreglans, wat al helderder word tot die volle dag toe. Sê dis 'n proses. Ek vat die woord, ek ontdek die woord, ek kry 'n openbaring van die woord. Dis die eerste ding. Openbaringskennis. Halleluja. Wat het Jesus vir Petrus gesê? Wat het Petrus vir Jesus gesê? Hy het vir hom gesê, U is die Christus, die seun van die lewende God. Wat sê Jesus toe vir hom? Hy sê, Petrus, vlees en bloed het dit nie vir jou openbaar nie, maar my Vader wat in die hemel is. En op hierdie rots, van wat? Van geopenbaarde kennis, sal ek my kerk bou. Sal ek my koninkryk bou. En die poorte van die hel sal dit nie oorweldig nie. As jy wil hê, die poorte van die hel moet nie jou lewe oorweldig nie, dan beter jy meer as enigiets in jou lewe soek na geopenbaarde kennis van die woord. Jy moet die woord lees, hoor, mediteer en ontvang. Net soos die openbaring van geregtigheid. Dis die eerste openbaring wat jy moet kry. Kijk, kom ons gaan nou, ek gaan myself vooruit nou. Kom ons kyk na 'n paar voorbeelde van geestelike wet. Voor ons klaar maak hier, kom ons lees vers 18 en 19, terwyl die pad van die regverdiges is soos die lig van die môreglans, wat al helderder word tot die volle dag toe. Jy sien, so ek die woord in my mond insit, in my hart insit, en ek spreek die woord, en ek doen die woord, dan begin ek lig. Ek begin 'n momentum van lig skep in my lewe. En as ek aanhou en ek volhard daarmee, dan word dit soos die son wat opkom, en ek begin beter sien. Amen. En ek neem al hoe beter besluite, en is die weg van die goddelose soos duisternis, hulle weet nie waaroor hulle sal struikel nie. Hulle is soos ou 100 meter hardloop met geblinddoek. Amen. My seun, luister na wat ek sê, neig jou oor tot my woorde. Laat hulle, my woorde, nie wyk uit jou oë nie. Bewaar hulle, my woorde, binne in jou hart. Want hulle, my woorde, is die lewe vir die wat hulle vind. Die Hebreëse sê medisyne, en 'n genesing vir hulle hele liggaam. Bewaak jou hart meer as alles wat bewaar moet word, want daaruit is die oorspronge van die lewe.
die kragte, die oorsprong, en dit vloei uit jou binneste uit. 'n Goeie man, uit die goeie stoorplek van sy hart, bring goeie dinge tevoorskyn, en goeie dinge gebeur in sy lewe. Bewaar daai stoorplek, meer as alles wat bewaar moet word. Dit word beïnvloed deur wat jy sê, wat jy dink, wat jy sien, wat jy hoor, wat jy inneem. Want jy is in God se beeld gemaak, na sy gelykenis. Amen. Nou kom ons kyk na Romeine 3. Ons gaan 'n paar voorbeelde hierso maak. Romeine 3. Vers 27. Waar is dan die roem? Dit is uitgesluit deur watter wet? Van die werke? Nee, deur die wet van die geloof. Die wet van die geloof. Dis 'n geestelike wet. Geloof is die betaalmiddel van die hemel, as ek dit so kan stel. Geloof is wat nodig is om te ontvang van God. Geloof kry, geloof ontvang. Sonder geloof is dit onmoontlik om God te behaag, sê die woord. Liefde, dis onmoontlik om liefde te behaag sonder geloof. God is liefde. En dis onmoontlik om liefde te behaag sonder geloof. Dis 'n wet. 'n Wet is iets wat outomaties werk. 'n Wet is iets wat jy nie elke dag twyfel oor of hoef te vernuwe nie. Dit is daar konstant. Dis so swaartekrag. Sit hom daar, swaartekrag is voorspelbaar, dis 'n wet. Maar jy wil hou hom op, swaartekrag trek hom af. So is daar in die geestelike realm wette. Jy aktiveer hom vir jou, of jy aktiveer hom teen jou. Die woord beveel sterk aan, dat jy het 'n sekere manier moet doen. Maar die Here gaan nooit jou dwing om 'n ding te doen nie. Die Here laat dit aan jou, jy het 'n besluit. Maar jy gaan tevrede wees met die gevolge van jou besluit. Amen. Jakobus 1. Jakobus, hoofstuk 1, vers 25. Maar hy wat diep insien in die volmaakte wet van die vryheid, en daarby bly, hy sal, omdat hy nie 'n vergeetachtige hoorder is nie, maar 'n dader van die werk, geseënd wees in wat hy doen. Die wet van die vryheid, die volmaakte wet, daar's weer 'n wet, jy sien. Daar's weer 'n wet. So ons het nie die oggende, sit dit nie die televisie aan en daar's 'n swaartekrag waarskuwing. Swaartekrag gaan vandag afneem met 50%. Almal onder 30 kg maak 'n gewig in hulle linkervoet vas. Nee, dit werk nie so nie, dit is konstant. En hierdie geestelike wette is konstant. Of jy werk om vir jou, of jy werk om teen jou. Dis jou keuse. Romeine 8. Daar is dan nou geen veroordeling, vers 1, vir die wat in Christus Jesus is nie, vir die wat nie na die vlees wandel nie, maar na die gees. Want die wet van die gees, van die lewe, in Christus Jesus, het my vrygemaak van die wet van die sonde en die dood. So daar's 'n wet wat teen ons werk, die wet van die sonde wat in die aarde ingekom het, met die sondeval, en die vrug van daai wet van die sonde is altyd met die dood. Die vloek en die dood het 'n wet agter hom, wat voortdurend werk. Maar, wat hy vir ons sê, die goeie nuus is, jy kan losbreek van daai wet, want die wet van die gees, van die lewe in Christus Jesus, maak jou vry. Nou, hoe aktiveer jy die wet van die gees, van die lewe in Christus Jesus? Hy sê, vers 5, die wat vleeslik is, bedink vleeslike dinge, die wat geestelik is, bedink geestelike dinge, want wat die vlees bedink is die dood, wat die gees bedink is lewe en vrede. So letterlik elke gedagte wat jy dink, elke gedagte wat jy jouself toelaat om te dink. Nie elke gedagte wat jy kry is jou gedagte nie. Jesus het 'n gedagte gekry in die woestyn,
Hoekom vat ek nie hierdie brode, hierdie klippe, en maak dit brode nie? En Jesus het herken, die gedagte is nie ek nie, dis Satan. En hy het die gedagte geantwoord. Hy het gesê, daar staan geskrywe, die mens sal nie leef van brood alleen nie, maar van elke woord in die mond van God. Dis ons voorbeeld. Hy is ons voorbeeld. Nie elke gedagte wat jy kry, is jou gedagte nie. Jy moet elke gedagte wat jy kry, sê die Bybel sê, meet elke gedagte wat jy kry aan die woord van God. 2 Korintiërs 10 vers 3 tot 5, ons moet elke gedagte gevange neem tot gehoorsaamheid aan Christus. As jy dit nie gaan doen nie, gaan die duiwel die gedagte saaikies na jou toe bring, dat jy op 'n pad gaan vat waar die seën gestop word in jou lewe, waar die seën gesteel word. Want agter wat is die duiwel aan? Hy wil die seën stop, hy wil die seën steel. Hy's agter jou oes aan. Amen. Maar jy hoef nie toe te laat dat hy jou oes steel nie. En Jesus het dit op die punt gebring wat hy gesê het, dat hou op om net ongemaklik te voel oor jou lewe. Die woorde van Jesus is, onthou die Amplified, wat is gelees in Matteus 6, stop being perpetually uneasy. Hou op man, as Jesus nou vandag hier was, wat sou hy gepreek het? Hy sou gesê het, hou op om ongemaklik te voel oor jou lewe. Amen. Dis die woorde van Jesus, dis sy lering. Ja, maar ek voel net so 'n bietjie ongemaklik. Hou op. Don't allow yourselves. Moenie jouself toelaat om die hele tyd angstig te wees en bekommerd te wees nie. Jy laat jouself toe. Dis 'n geestelike oorlog. As jy die pad van die koninkryk wil loop, as jy 'n doener van die woord wil wees, wat op die rots jou huis bou, dan is daar geen plek vir angstige gedagtes nie. Want as jy angstige gedagtes laat gaan en toelaat, bou jy nie op die rots nie. En jy is ongehoorsaam aan Jesus. En wat sal gebeur? Jy bou op die sand. En die storm gaan kom en hy gaan jou klap. Dat die storm kom na die goeie huis toe ook. Al verskil is hy beweeg hom nie. Amen. Halleluja. Kom ons lees weer Efesiërs 1. Ons lees daai gebed. Baie belangrike gebed, ons moet ook vir onsself bid, en ons moet ook bid vir ons broers en susters, ons familie. Vers 15, daarom vandat ek gehoor het van die geloof in die Here Jesus wat onder julle is, en die liefde tot al die heiliges, hou ek ook nie op om vir julle te dank, as ek aan julle my gebede dink nie. Dat die God van ons Here Jesus Christus, die Vader van die heerlikheid, aan julle die gees van wysheid en openbaring en kennis van hom mag gee. Verligte oë van julle verstand, sodat julle kan weet wat die hoop van sy roeping. Nou, die Bybel sê, my volk gaan te gronde, mense gebrek aan, weet. Amen. Hulle weet nie. As jy nie weet nie, gaan jy te gronde gaan. Amen. Dis nie die Here wat jou nie laat weet nie. Die Here laat jou weet. Ding of jou hart oopmaak en hoor. Of jy oor, die wat oor het om te hoor, laat hom hoor. Verligte oë van julle verstand, dat sodat julle kan weet wat die hoop van sy roeping. Wie is jy in Jesus? Moenie jouself onderskat nie, hoor. Die Here het 'n roeping op jou. Jy is 'n kind van die Allerhoogste. Die ou mens is verby. Daar het 'n nuwe mens opgestaan. Daarom as iemand in Christus is hy 'n nuwe skepsel. Die ou dinge het verbygegaan. Kyk, alles het nuut geword. Jy is na sy beeld gemaak, na sy gelykenis, 'n seun van God, wat die rykdom van die heerlikheid van sy erfdeel onder die heiliges is. Wat behoort aan jou as 'n seun van God? Wat behoort aan jou? Alles. Dis beskikbaar. Moenie soos die oudste seun wees nie. Ons het laas 2 weke terug gepraat van die verlore seun. En ons het meer gekyk na die oudste seun wat agtergebly het. En hy het gesê, jy het nie eens my ou bokkie geslag nie. Wat het die Here van die Vader van hom gesê? Alles wat aan my behoort, het all along met jou behoort. Jy het net nooit kom vat of vra nie. Jy is bietjie. Jy sien,
Dit behoort aan jou. En wat die uitnemende grootheid van sy krag is, vir ons wat glo, wat na ons kant toe vloei wat glo, na die werking van die krag van sy sterkte, wat hy gewerk het in Christus, toe hy met die dode opgewek het. Halleluja, en wat sit het aan sy regterhand aan die hemele. Daar is nie 'n gebrek aan krag nie. Toe die Heilige Gees uitgestort is in Handelinge 2, het die krag van God die aarde gevul. Daar's genoeg krag in hierdie plek waar ons vandag sit, om enige een se lewe te verander. Daar's nie 'n gebrek aan krag nie. Daar's 'n gebrek aan ontvang. En dis waar ons werk vandag. Ons werk aan elkeen van ons. Ek werk aan myself, en jy werk aan jouself, sodat ons beter ontvangers word, van wat beskikbaar is vir ons. Die Here se plan vir jou is ver bo wat jy kan dink. Hy wil jou die kop maak en nie die stert nie. Hy wil jou bo hê en nie onder nie. Amen? Amen. Maar jy moet leer om te vloei. Die krag van God soek 'n landingsplek in jou lewe. En die vraag is jy 'n landingsplek? Die krag van God vloei nie waar daar bitterheid is nie. Hy vloei nie waar daar bitterheid is nie. Hy kan nie. Hy is nie bitter nie. Wie van julle is baie bly die Here is nie bitter nie? Ek bedoel, as jy nou daar in die hemel aankom en die Here sê, "Oh, hier's jy nou." Ek het iets teen jou, wat ek al jare, Wie van julle is bly as hierdie vergewe jou? Hoeveel mense dink die Here al vergewe? Hy vloei in vergifnis. Hy vloei in liefde. Hy is liefde. Hy is nie haat nie. Hy is vol vreugde. Jesus is van. Hy is nie down nie. Jy lees nêrens in die Bybel, disippels kom die oggend uitgestap en daar sit Jesus met sy kop onderste bo in een hoek. Vandag sê hy gaan nie vandag bedien, hy is depressief. Hierdie fariseërs werk nou op sy senuwees. Nee. Jy maak jouself 'n landingsplek vir die krag van God. Smith, Lester Samrol het vir Smith Wigglesworth so gevra, wat doen jy as jy opstaan in die oggend? En hy het gesê, ek staan op en ek dans vir 10 minute voor die Here. Wat doen hy? Hy aktiveer vreugde, right off. Hy strompel nie uit die bed uit, vies omdat hy wakker geword het. Hy aktiveer geeskrag. Eerste dinge is belangrik. Nou Romeine 10, leer ons verder in hierdie verband. Romeine 10, ken ons al baie goed, kom ons lees weer van vers 8 af. Maar wat sê dit? Naby jou is die woord, in jou mond en in jou hart. Dit is die woord van geloof wat ons verkondig. Naby jou is die woord, in jou mond en in jou hart. Jy gee momentum aan die woord in jou lewe, deur hom voortdurend in jou mond te sit. Voortdurend in jou mond te sit. Wat jy oor en oor sê, kry momentum. Jy skep 'n momentum. Amen. Jy skep 'n momentum. Naby jou is die woord, in jou mond, in jou hart. Dis die woord van geloof wat ek Paulus preek. As jy met jou mond Jesus as Here bely, met jou hart glo dat God hom uit die dode opgewek het, sal jy gered word. Want met die hart glo ons tot geregtigheid, met die mond spreek ons tot redding. Jou mond spreek tot redding. Jou mond, jy kan jou mond oopmaak en jy kan praat met jou lewe. Jy kan praat met jou lewe soos wat jou lewe nou is. Amen. Jy het 'n lewe, maar jy kan praat met jou lewe. Jy kan jou lewe in lyn bring. Jy kan praat met elke aparte segment van jou lewe. Gaan kry die woord oor daai area, oor jou finansies. Kry die woord oor jou huwelik, oor jou verhoudings. Kry die woord oor jou liggaam, oor jou gesondheid. Kry die woord, praat, skep momentum. Die woord is 'n lamp vir my voet en dis 'n lig vir my pad. Dit skep lig. Job het gesê, jy sal 'n ding verklaar en lig sal op jou pad skyn. Amen.
Hy het gesê, met u lig het ek deur die lewe gegaan. Dis hoe hy suksesvol was, dis hoe hy die suksesvolste man geword het van sy dag. Hy het die lig laat skyn. So, hoor en doen. En 'n groot deel van doen, Jesus het gesê, nie wat my woord hoor en dit doen. Ek sal hom vergelyk met 'n man, 'n wyse man, wat diep gegrawe en sy huis op die rots geplant het. Nou, en 'n groot deel van doen is praat. 'n groot deel van doen is spreek. As jy nie jou mond oopmaak op 'n daaglikse basis en praat met dinge en praat met jouself nie, as jy nie 'n doener nie, moet nie jouself bluf nie. Moet ook nie dink jy gaan enigiets van die Here ontvang nie. Want jy diskwalifiseer jouself elke dag. Amen. Julle het nie want julle vra nie. Ek bedoel, en dit is, hoekom sal jy nie vra nie? Want jy het 'n diep gesetelde ongeloof in jou. Nou, hoe gaan jy ongeloof, hoe kry jy ongeloof uit? Met die woord. Geloof kom dus, Romeine 10:17, deur die woord. Geloof kom deur gehoor deur die woord van God. Hoor hom, spreek hom. Geloof kom deur te hoor. Geloof ontvang deur te spreek. Geloof kom deur te hoor. Geloof ontvang deur te spreek. Amen. Hoe kom geloof? Jy hoor. Hoe ontvang geloof? Jy spreek. Amen. Nou die eerste openbaring wat ons sekerlik moet begin by, is jou geregtigheidsbewustheid. Ons ken 2 Korintiërs 5 vers 21 al goed. Wat staan daar? God het hom, wat geen sonde geken het nie, sonde vir my gemaak, dat ek kan word die geregtigheid van God in hom. Halleluja, jy moet hom mediteer, want wat doen jy deur te mediteer? Jy skep vir jouself 'n geregtigheidsbewustheid. En dit is krities belangrik, jy kan nie geestelik groei daarsonder. Want Paulus sê dit nie in Hebreërs 5. Hy sê dat die wat nie die openbaring van geregtigheid het nie, is babas. As 'n ou by jou kom en maak 'n groot lawaai oor, ons is almal sondaars. Wat noem jy jouself die geregtigheid van God? Wat is in die stille vir jouself sê, 'n geestelike baba. Hier voor my sit 'n geestelike baba. Ja, dis wat Hebreërs 5 sê. Kom ons lees dit. Hebreërs 5. Jy word gewonder hoe lyk 'n geestelike baba met sy doek aan? Wonder nie verder nie. Hebreërs 5 vers 13. Want elkeen wat melk gebruik, is onervare in die woord van geregtigheid, omdat hy 'n kind is. Maar vaste spys is vir volwassenes, die wat geestesvermoëns besit, deur die gewoonte geoefen. Jy sien, jou geestesvermoëns moet geoefen word. Jy moet jou geloof oefen en beoefen. Jy moet liefde oefen. Jy moet oefen om in vreugde te bly. Dis geestesvermoëns. Nog 'n openbaring wat jy moet kry om te begin mee is wat die wil van God is. Die godsdiens is baie sterk hierop dat alles wat gebeur is die wil van God. Dit is so onskriftuurlik as wat jy kan kry. Wat sê Galasiërs 1 vers 3 en 4 vir ons? Hy sê dis die wil van God dat ons vrygemaak word, gered word van die teenwoordige bose wêreld. So as hy die wêreld boos noem, en God is nie boos nie, hoe kan wat in die wêreld gebeur God se wil wees? Amen. Wat gebeur in die wêreld, in die bose wêreld? In die bose wêreld gebeur daar bose dinge, slegte dinge. Dis nie God se wil nie. So God wil ons op 'n vlak stel, hy wil ons in staat stel om gered te word uit die teenwoordige bose wêreld, waar ons op 'n vlak kan lewe bo die boosheid wat in die wêreld is. Jakobus 1 vers 17 sê, elke volmaakte geskenk daal van bo af neer, van die Vader van ligte, by wie daar geen skaduwee van omkering is. Dis hoe jy herken of 'n ding goed is of sleg is. Tot die fariseërs het dit probeer modderig maak,
Onthou julle, hulle het vir gesê, maar hy dryf duiwels uit. Hy doen al die fantastiese dinge deur die duiwel. En wat was Jesus se antwoord daarop? Ons het dit gelees in Matteus 12. Hy het vir ons gesê, hey man, kom bietjie reg. Maak die boom goed as sy vrugte goed is. En maak die boom vrot as sy vrugte vrot is. Moenie die twee meng nie. As dit fantastiese goeders is dit 'n fantastiese God wat dit doen. Amen. Amen. Dis wat godsdienst wil die Here breek jou been, hy wil jou iets leer. Die Here breek niemand se been nie. Daar's genoeg momentum van geestelike wette. Jy sien, as jy net dinge laat gaan, dan gaan slegte dinge gebeur. Want die momentum van die bose wêreld is boos. Is julle met my? Jy moet aktief die koninkryk inbou en aktiveer. Soek allereers die koninkryk van God. En die dinge sal vir jou bygevoeg word. Maar as jy, as 'n boer, weet so halfhartig boer, plant so bietjie, so 'n stikkende ou planter. As hy onthou spuit hy so bietjie onkruiddoder. Dan gaan hy op vakansie, dan kom hy terug, wat gaan sy oes wees? Vol bossies. Hy gaan nie sy potensiaal bereik nie. Om 'n goeie boer te wees, moet jy daar wees. En elke stap is belangrik. Jy moet daai saad, jy moet daai grond goed voorberei. Dan moet jy die saad op die regte diepte egalig in die grond kry. Op die regte tyd. Dan moet jou onkruiddoder korrek aangewend word met die regte intervalle. Jou kunsmis moet reg wees, jou grondanalise moet reg wees. Dan kom jou blaarvoedings. En dan moet jy reageer op dinge. As daar een of ander verskywing plaasvind in die natuur, moet jy reageer daarop. Jy neem beheer oor die natuur. Daar is sekere goed wat jy nie in jou natuurlike mens kan doen nie, maar dit kan jy in jou geestelike mens doen. Maar dieselfde beginsels geld oor jou geesmens. Jy is nou wedergebore, nou kan jy maar net terug lê. It's all grace. Maar jy het werk om te doen om jou denke te vernuwe. Want jy sit nog maar 'n ou denke wat negatief is, ou patrone wat negatief is, wat jy moet uitskop. En dit vat werk. Amen. Dit gaan nie vir jou 'n verskil maak of jy wedergebore word of nie, wat gaan verskil maak of jy redding ervaar. Amen. Dis hoekom Hebreërs 4 sê, julle moet werk om in die rus in te gaan. Want jou denke wil jou nie die rus hê nie, jou denke sê nee, ons moet worry. Het is onverantwoordelik om nie te worry nie. Kyk hoe lyk die omstandighede, worry so 'n bietjie. So jy moet werk om nie te worry nie. Jy moet werk om in die rus in te gaan. Hier is die Amplified, of nee, hierdie is die Weymouth vertaling. Hy sê die volgende, dis nou Hebreërs 5, dis nou net gelees het, in die Weymouth. By people who live on milk, I mean those who are imperfectly acquainted with the doctrine of righteousness. Luister mooi. Who are imperfectly acquainted with the doctrine of righteousness. Such persons are mere babies. But solid food is for adults. That is for those who, through constant practice, have their spiritual faculties trained to distinguish good from evil. Train their spiritual. Jy het spiritual faculties. Amen. Ek onthou een keer het hulle so onderhoud met Roger Federer gedoen na 'n tenniswedstryd. En hy vra toe vir hom, jy het seker hard geoefen in jou lewe. En Roger sê, nee, ek het nooit geoefen, ek het op die bank gesit, dis alles talent. En die skare het uitgebars van die dag, want hulle weet, dis nie waar nie. Selfs al die talent in die wêreld, sou hy nie geword het as hy nie ure en ure geoefen het. Hy het sy physical faculties ontwikkel om die beste tennisspeler te word in die wêreld. Jy moet jou spiritual faculties ontwikkel. Jy kan nie toelaat dat bitterheid toegang tot jou hê nie. Jy kan nie toelaat vir een oomblik om te vrees nie. Vrees
is 'n demoniese ding. Kry dit uit jou uit. Beveg dit. Vat die woord en spreek dit aan. God het nie aan ons 'n gees van vreesagtigheid. God het nie aan my 'n gees van vreesagtigheid gegee nie, maar van krag, liefde en selfbeheersing. Vrees. Ek bind jou. Verwyder jou uit my teenwoordigheid uit. Ek weier om te vrees. Ja, maar wat as jy doodgaan? Dan gaan ek in die heerlikheid van die Here in. Amen. Ek weier om te vrees. Jy sien? Dis hoe jy die bossies uithaal. Dis bossies. As hy die hele tyd sulke bossies is, dan gaan jy die helfte van die oeskry wat jy moes gekry het. As jy daai lande kan skoon kry en skoon hou, dan floreer die mielies en die sonneblomme en al die goeders floreer. Kry die bitterheid uit. Maak jouself 'n landingsplek vir die krag van God. Jakobus 3. Julle sal my moet help, ek het hierdie naweek my horlosie ingegee vir 'n diens. Iemand sal vir dit flikker. Jakobus 3. Julle ken Jakobus 3, né? Moenie baie leermeesters wees nie, my broers, omdat julle weet dat ons 'n groter oordeel sal ondergaan. Want ons almal struikel dikwels. As iemand in woorde nie struikel nie, is hy 'n volmaakte man, in staat om ook die hele liggaam in toom te hou. Kyk, ons sit stange in die perde se bekke, sodat hulle ons gehoorsaam kan wees, en ons stuur hulle hele liggaam daarmee. Kyk ook die skepe, alhoewel hulle so groot is, en deur ewige winde voortgedryf word gestuur deur 'n baie klein roer, net waarheen die stuurman wil. Daar staan nie waarheen God wil nie. Daar staan waarheen die stuurman wil. Wie is die stuurman? Dis die ou in beheer van die tong. Jy stuur jou lewe, jy stuur hom. Geld groei nie aan bome nie. Jy moet daai ding uit jou woordeskat uitkry. Hoekom sê jy dit? Dis vrees. Dis vrees. Moet dit nie sê, moenie respek hê vir geld nie. Kyk af daarop. Dink jy die Here kan nie vir jou voorsien nie? As die Here wil, sal hy geld vir jou in bome laat groei. Al is dit die vorm van perskes. Maar hy sal dit laat groei en jy sal 'n wins maak. Amen. Maar moenie dink terug aan die opmerkings waarmee jy groot geword het. En kry dit uit jou uit, want veral as jy klein is en jy hoor sulke goeters, dit raak 'n ingesteldheid by jou. O ja, geld groei nie aan bome nie, geld groei nie op my rug nie. En dit raak 'n ingesteldheid, en jy raak, en geld is 'n snaakse ding. Hy voel nie oral tuis nie. Hy voel net tuis waar hy welkom is, en waar daar nie bang is vir hom nie. Ek praat nou met die een werker daar by plaas, dat hy so 'n helper daar van Malawi af. Nou sê ek, hoe gaan dit met hom? Hy sê, man, hy is bietjie bang vir die beeste. Hy sê, 'n bees weet as jy bang is vir hom. Hy sê, die koei kyk hom net so en begin hy hardloop. Hy sê, nader aan dat die koei dit net vir sports doen. Die koei sien nie, die man is bang vir hom. Nou, maar die koei maak net so om te kyk of hy gaan hardloop, maar hardloop hy. Jy sien. Hy sê, al wat hy moet doen is, lig jou wiekie bietjie, staan net stil en lig jou wiekie op, dan dink die koei is baie sterk en los hy jou. So, net soos die tong 'n klein lid en beroem op groot dinge, kyk hoe 'n groot hoop hout steek 'n klein vuurtjie aan die brand. Die tong is ook 'n vuur, die wêreld van ongeregtigheid. Net so 'n plek neem die tong onder ons lede in. Dit besmet die hele liggaam en steek die hele lewensloop aan die brand en word uit die hel aangesteek. Iemand mag dalk vir jou gesê het, man, die Here voorsien vir ons net in die nodigste. Hy voorsien nie vir ons meer as ons nodig het nie. Nou is mense wat dit glo, wat opregte goeie Christenmense. En jy weet, as jy klere het en as jy kos het om te eet en 'n dak oor jou kop, wees happy. Nou, dit is 'n halwe waarheid. Want Paulus sê ons moet ver genoeg wees.
Dit help nooit om onvergenoeg te wees nie. Maar om vergenoeg te wees beteken nie, jy kan nie vorentoe gaan nie. Amen. Die vergenoegdheid is 'n geestelike wet. Al ry 'n ou karretjie. Wees happy, wees dankbaar, dis beter om dankbaar te wees as om te kla oor die karretjie die hele dag. Want as jy die hele dag oor die karretjie gaan kla, dan aktiveer jy weer geestelike wette teen jou. Maar die feit dat jy in daai omstandighede vreugde moet hê, gaan jy juis uit daai omstandighede lig. Jy word nie beperk daartoe nie. Amen. Hy gee ons die begeertes van ons hart. Hy gee ons in oorvloed. Kyk na Dawid. Dawid het gesaai dat die mense sy weer agter geraak het in die regering. Hy het gedog hy gaan die regering onkrot saai. Maar hy het hom in oorvloed gesien. Die Here seën in oorvloed. Die seun van Abraham. Wat beteken die seun van Abraham? Abraham het nie net genoeg gehad nie. Amen. Wat het Abraham gehad? Die Bybel sê in Genesis 12, en Abraham was baie ryk in goud, in silwer en in vee. Wat beteken dit? Net wat dit sê. Amen. Dis die seun van Abraham. Maar in jou onderbewussyn, jy sien, dit mag in jou onderbewussyn geplant wees. En dit gaan uitkom deur spesifieke woorde en frases. En jy moet terugstaan en jouself beoordeel. Ander ou kan dit nie vir jou doen nie. En dan daai woorde en frases uit jou lewe uitkry. En jy moet begin sê, in my life, there is abundance and no lack. Amen? Dis die profeet van jou eie lewe. Want elke soort natuur van wilde diere en voëls en kruipende sowel as seediere word getem en is getem deur die menslike natuur, maar die tong kan geen mens tem nie. Jy kan nie die tong tem met jou menslike natuur nie. Al manier hoe jy die tong kan tem is met jou goddelike natuur. Wie van julle is wedergebore wat hier sit? Om jy nie vanoggend gevra. Dan het jy 'n goddelike natuur. Dan kan jy die tong tem. Maar dit is 'n swakpunt van mense wat nie dit weet nie. As jy net ou los dat hy praat, hy gaan altyd te veel sê. As jy besigheid doen, daar was so 'n besigheidsman gewees in Amerika. En hy het die mense teen die mure uitgedryf. Hulle het ek het 'n getuienis gehoor een keer van Kenneth Copeland, waar hy 'n stuk grond geïdentifiseer het waar sy hoofkwartier vandag staan. En dit was 'n ou oom wat dit besit het. En die Here het vir hom gesê, gaan praat met die oom, dit is jou grond. En hy gaan praat met die oom, die ou is amper 90, is 'n biljoenêr. Hy gaan praat met die oom. En hy sê vir die oom wat die Here vir hom gesê het, die Here het vir hom gesê, the Lord has need of this land. Hy sê dit vir die oom, en die oom kyk hom so. 20 minute later, sê hy, antwoord hy, what for? Gesprek wat normaalweg 5 minute kon vat, het 1 uur en 'n half gevat. Maar dis die oom se taktiek gewees. Die oom het geleer, bly net stil. Wag. En die ou gaan homself aan met sy eie tong. Hy sê die mense wat saam met hulle was het onder die muur uitgeklim, hulle kon dit nie hanteer nie. Maar die Here het nou gewerk en daai oom hy het daai stuk grond gekry en die sy hoofkwartier staan vandag daar gebou. Groot hoofkwartier, honderde hektare grond, baie waardevolle grond. Maar die Here het bonatuurlik dit gedoen. Maar dit is deur die Gees wat dit gebeur het. Maar daai beginsel van daai oom, jy moet jou tong kan beheer. Die natuurlike mens kan nie. As jy wil weet dat in 'n ou se hart is, laat hom net gee hom genoeg kans om te praat. Hy sal vir jou sê. Hy sal soms sy social media account klaar vir jou sê wie hy is, maar hy kan dit sy mond op vir jou sê. Daarmee loof ons God en die Vader en daarmee vervloek ons die mense wat na die gelykenis van God gemaak is. Uit dieselfde mond kom seën en vervloeking. Dit my broers hoort nie so te wees nie. 'n Fontein laat tog nie uit dieselfde oog vars en bitter water opborrel nie. Dis jou gees is die fontein van jou lewe. En jou mond is wat jy op laat kom.
En die oomblik as jy jou mond gebruik om teen jouself te praat, om negatief te praat, dan besoedel jy die water van jou gees. 'n Klein bietjie bitter water maak die hele fontein bitter. Jy moet 'n geweldige, as koninkryksmense, moet ons 'n geweldige respek vir ons mond hê. Sê liewer niks. Die boek van Spreuke sê dat 'n wyse man hou sy mond toe. Maar 'n dwaas, hy laat waai. Hy kan nie op praat nie. Hy vertel jou alles van homself, en hoe wonderlik hy is, en al die goeters, né? 'n Vyeboom, my broers, kan tog nie olywe voortbring of 'n wingerdstok vye nie. So kan geen fontein brak en vars water voortbring nie. E.W. Kenyon in een van sy boekies het so ver gegaan as om te sê, man, as daar slegte nuus kom, daar is genoeg mense om dit te vertel. Jy hoef dit nie ook te vertel nie. Miskien is daar 'n aardbewing, of daar is 'n vliegtuig wat geval het, of so iets. Ek verseker jou, daar's genoeg mense wat dit van ons sal vertel. Moenie enige druk ervaar, dat jy die persoon moet wees, wat van die tragedie praat nie. Amen? Want jou mond is heilig. Jou mond is heilig, jou mond behoort aan God. Dit is vars water, jou woorde doen iets. Jou woorde is ontwerp om jou wêreld te verander, om situasies te verander. Amen, om jouself te verander. Loof die Here, o my siel, en alles wat binne in my is, loof sy heilige naam. Psalm 103. Loof die Here, o my siel. Hy praat met homself. En vergeet geen een van sy weldade nie. Wat al jou siektes gesond maak. Wat al jou sondes vergewe, wat al jou siektes gesond maak. Amen. Halleluja. So dit is my boodskap vandag. Is kom ons verskuif ons aanvalshoek, ons hoek na ons lewe, ons aardse lewe met die koninkryksboodskap as 'n hulpmiddel. En ons sê, okay, ons is hier om die koninkryk te lewe. En ons aardse lewe is onderworpe daaraan. Amen. Ons leef nie primêr ons aardse lewe met die koninkryk as 'n hulpmiddel nie. Ons leef primêr die koninkryk. En die aardse lewe is net 'n geleentheid. Dit is 'n geleentheid om vir die wêreld te wys, daar's 'n God, 'n Vader. Ek het 'n goeie Vader. Hy is lief vir my. Hy wil my bo hê. Hy wil my die kop maak. Maar ek maak myself die landingsplek vir sy krag. Ek weier, dit wat vir die Vader belangrik is vir my belangrik. Dit hoe die Vader iets sien, dis hoe ek dit sien. Ek ken hom in al my weë. Amen. Halleluja. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, ons dankie vir die kosbare woorde. Dankie dat U vir ons elkeen so oneindig lief is. Dat U plan vir ons elkeen se lewe so amazing is. Vader, ons onderwerp onsself aan U woord. Ons onderwerp onsself aan U plan vir ons lewens. Ons onderwerp onsself aan U, want U is goed. Buite U is daar geen goedheid nie. Buite U is daar geen liefde nie. U is alle liefde, alle goedheid, alle guns. Dankie vir die seën van Abraham. Dankie vir die woord wat sê dat Christus het ons losgekoop van die vloek van die wet, deur vir ons 'n vloek te word, sodat die seën van Abraham na die heidene kan kom in Christus Jesus. Ons ontvang daardie seën. Ons verklaar dat ons is die saad van Abraham. Ons is die geliefdes en die geseëndes van ons hemelse Vader. Ons dank U daarvoor in Jesus naam. Ons spreek dit oor ons lewe en ons dank U vir U goedheid in die naam van Jesus. Amen. Amen.